Vriende broers en susters, namens die familie wil ek graag dan sommer hier begin. Vir die volgende persone dankie sê, ons koster, ons Lorelis, Marjorie van die Blomme en Lou, al die redings, baie dankie. Dan ook vir die hoof, die personeel van my witte kry, verzorging, en die laaste tyd, veral vir Suster Hubert, en dan ook vir Alta, wat altyd daar was. Dankie ook vir die Willie Greep, die laaste aand ook vir haar bygestaan het. Vir die vrouwedienst van moedergemeente, vir die thee, die verversings, met die afloop van die begrafenis. Het is baie welkom om op die thee langzaam saam te moet drinken. Dan in die besonder ook vir haar Bijbelstudiegroepie, vir die gereelde besoekies, dinsdag middags en in elkaar is. Dit was vir haar baie kostbaar. Dan aan al die familie en vrienden, wat ook de laatste eer van de toning, die ook oprecht teenwoordigheid, wat ook oprecht waardeer. En dan ook in die rest van die familie, vooral van binnen sy baie dankie sê, vooral van die laatste tyd, toe wat ek vir haar ook in huis geneem het, toe sy toen hier self graag kon sorg, sis vooral vir jou, baie dankie al die besoeker, afgelopen tyd, die wat naby is, uiteraard, vaar die meeste verantwoordelikheid, baie dankie, dat jy dit ook gedoen het. Ons sê saam baie dankie vir die Here, wat vir bijna 92 jaar vir haar gespaar het, vir haar geleid om in eenvoud en liefde haar Christenskap teenoor haar medemens uit te leef, dat die rechtsnood is, waar volgens hulle ook in die lewe sal inrig. Haar gebede, wat hulle altyd sal onthou, en die troos om te weet dat sy ook in die Here gesterf het. In sekere sin is sy dan toch een van die geslag hier in Vredenburg, wat nou nie meer daar is. Daarom dank ons op die Here, wat oor soveel jare toch ook vir ons so iemand gegeen. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons saam. Here, ons wil ook in hierdie oggend na U toe opkyk, omdat ons verseker weet, ons hulp kom van die Here, wat nie net hemel en aarde gemaak het nie, maar dit ook elke dag en ook elkeen van ons in die genade en trou onderhou. Dankie dat ons ook juist in die oomblik kan weet, dat U onder alle omstandighede getrou bly. Dankie dat ons dan ook in U naam kan begin, hier saam kan wees, om vooral dan ook vanuit die woord getroost te word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing die eerste lied wat U daar die blaadjie het, Psalm 202. Here, hoe blydmoedig en in dank oorvloedig, maak U ons die hart. U gee ons die seën soos 'n vroeë reën, U vertroos en smak. Kom ons sing die eerste en die derde vers van Psalm 202.
Broers en susters, ek wil graag vanoggend saam met julle enkele verse uit die boek Filippense, hoofstuk 4 lees. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand oorgaan, sal oor julle harte en gedagtes bewakel in Christus Jesus. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige sake kan mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat vrede gee, sal by julle wees. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in moeilike omstandighede by te staan. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nadat ek van Epafroditus ontvang het, wat julle gestuur het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Liewe familie, broers en susters, Tannie Letty Prins was amper net so oud soos hierdie gemeente self. En daarom kan 'n mens dan nie regtig die volle omvang en inhoud van haar lewe begryp nie. Ek self het haar maar 'n kort rukkie geken, en die 5 jaar op 'n leeftijd van 90 en meer is maar min. Wat ek egter van haar hoor, is baie mooi dinge. En soos ek vra dat ek iets uit Filippense 4 moet sê, omdat die hoofstuk vir haar mooi is. En sonder dat sy dit gesê het ek besef en ook by ander mense gehoor dat dit so is as 'n mens by die woord van die Here lewe, dat die mooi dinge waarvan die woord praat, dat dit ook hoe langer hoe meer in 'n mens se lewe gestalte vind. Een van die dinge wat ek gehoor het en wat ek gedog het, mense miskien dan as so 'n tema gebruik om iets oor hierdie gedeelte te sê, is die vraag na hoe kry 'n mens berusting in die lewe? Want dit lyk vir my, mense sê dat dit tog een van die kenmerke van haar was. Iemand wat vrede gemaak het met die lewe. Iemand wat berusting gevind het. Berusting, vrede. En
Die gedeelte lees ons 'n paar keer daarvan, onder andere in vers 7 en vers 9, maar dit is amper asof dit die oorheersende indruk is, as 'n mens die gedeelte weer lees. Hier is iemand aan die woord, wat berusting gevind het. Hier praat iemand, wat die vrede van God ken. Die vraag is dus, hoe kan ons dit ook kry? Uit die gedeelte is die getuienis oorweldigend. Vers 4 sê, in die Here. Vers 6 sê, dat ons begeertes aan God bekend moet maak. Vers 7 praat van die vrede van God. Vers 9, dat het God is wat die vrede gee. Vers 13 sê, dat ons tot alles in staat is, deur hom, wat ons krag gee. En dan is het asof hy dit so finaal wil kom bevestig, dat daar geen onduidelikheid by ons moet wees, oor waaroor hy praat nie, as hy in vers 19 sê, en my God. Berusting, vrede, kry die mens net regtig by die Here. En sonder 'n persoonlike verhouding met die Here, sonder dat jy kan sê, my God, sal 'n mens ook nooit regtig hierdie vrede en berusting kan hê. 'n persoonlike verhouding met die Here, 'n seker wete dat die God wat oor hierdie dinge skryf, praat, jou God is. Dis hierdie persoonlike verhouding wat die toegangspoort word tot die oorvloedige rykdom in Christus Jesus. En daarom ook van die vrede en die berusting. Tog weet ons as baie mense wat dit op ander plekke, by ander dinge, by die dinge van die wêreld en die sekuriteite wat die wêreld kan bied, probeer soek. Geld, sittings, status, afkoms, bekwaamhede, bekendheid en so meer, is die dinge wat baie mense probeer om vir hulle vrede en berusting te bring. Maar broers en susters, ons sien dit, as ons eerlik is, dan weet ons dit ook, dat die mens nie regtig daarin vrede en berusting vind nie. As dit vir 'n mens belangrik is, dat jy bekend moet wees, dat jy status moet hê, dan is 'n mens voortdurend onder die druk om te werk daaraan, want jy weet nooit wanneer jy nou genoeg gedoen nie. As dit 'n mens ideaal is, om geld en besittings by mekaar te maak, om daarin met vrede en berusting te vind, dan vrees 'n mens op, dat jou geld minder word en jou besittings kan wegraak. Sekuriteite van die wêreld bring vrede en berusting. Trouwens, Paulus skryf hierdie brief vanuit die tronk. Hy is gestroop van alles wat die wêreld kan bied. Hy sit in 'n vreemde land. En tog getuig hy van die vrede en berusting wat hy ervaar. Daarom weet ons dat 'n mens nie in sulke dinge dit moet probeer soek nie. Maar dan mag die indruk bestaan dat 'n mens maar net al die ander dinge vir Christus moet as het ware inruil.
so asof jy kan 'n ruiltransaksie beklink weg van jou lewe af. Maar dit is nie hoe Paulus dit bedoel nie. Dit is ook nie hoe dit lyk as 'n mens na die lewe van mense wat vir ons 'n geloofsvoorbeeld is, se lewe kyk nie. En daarom sien ons ook dat Paulus die gemeente en daarom ook vir ons oproep om ons gedagtes reg te kry. As ons sê dat vrede en berusting in die Here gevind word, dan is dit nie daar ver ergens daarbo weg van jou af nie. Maar dit is iets wat konkreet in jou eie lewe moet plaasvind. In jou gedagtes moet dit begin. As jy die hele tyd om 'n dop oor al die dinge wat jy nie het nie, of wat jy in ander mense se lewe sien en jy mis, dan sal 'n mens gou rede vind om in sak en tas te sit en in 'n gat van neerslagtigheid te wees. As die Here mense begenadig met materiële middele, talente, goeie gesondheid, dan is dit genade. Maar nergens sê vir ons dat ons daarop kan aanspraak maak asof dit 'n reg vir ons almal is. Berusting en vrede is daarom nie daarvan afhanklik nie. Wat 'n mens dink, is jy. Wat 'n mens dink, doen jy. Daarom dat Paulus sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat weeg op 'n ware saak daarop mag wees, daarom moet julle gedagtes rig. Bedink die dinge, sê hy. Maak jou gedagtes vol met die goeie. Dis die pad waar langs die vrede en die berusting kom. Maar broers en susters, dan gaan we nog eentjie verder. Vrede en berusting kan 'n mens nie uitdink of organiseer nie. Dis 'n neeweproduk. Dis die neerslag van die goeie dinge wat 'n mens dink as jy dit gaan doen. As 'n mens die dinge wat die Here sê doen, dan gee die Here die vrede. In die gedeelte word verskillende sake aan die orde gestel. As ek dit dan sommer voor sê in vandag se taal, dan klink dit soos vrygewigheid, 'n oop hart, gasvryheid, mededeelsaamheid, behulpsaamheid, barmhartigheid. En daarom wat Paulus van ons vra, is nie net om aan hierdie dinge te dink nie, maar hy roep ons ook op om as ons oor die dinge gedink het, dit te gaan doen. En daarom wat 'n nood of behoefte of probleem moet daar mag wees, dink, wat sal 'n oplossing daarvoor wees? Dink, wat kan gedoen word? En gaan doen dit dan. En dan sal jy sien hoe dat die vrede van God van jou besit neem. Dit is immers wat hierdie mense ook aan Paulus gedoen het. Dit is waarom Paulus ons ook oproep, want dit is wat die Here ook wil hê.
is daar ook die getuienis van mense wat met 'n oop hand en 'n oop hart lewe, wat bereid is om te help waar hulle kan, wat omgee vir ander mense. Wanneer 'n mens hierdie dinge doen, dan is dit soos 'n las wat van 'n mens se skouers afval. Dan is daar 'n vrede in jou wat jy nie regtig kan verklaar of verduidelik nie. Daar is net 'n stuk vreugde in jou wat jy weet wat van elders kom. Dit is wat die Here beloof as hy sê, die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. 'n laaste opmerking wat mense hierdie gedeelte dan ook sou kon maak. Is ons dink baie keer dat of ons baie of min het, dat ons nie nog kan weggee van die dinge nie, want dit sal ons sekuriteite bedreig. Dit maak dit net nog minder en dit maak ons net nog meer beangs dat ons juis nie vrede sal hê. En tog weet ons, soos skryf Paulus ook elders, dat die Here voorsien. Die Here voorsien genoeg, sodat ons onder alle omstandighede kan gee, soos hy van ons vraag. Ek lees vir u net een gedeeltjie uit een van die ander briewe wat hy skryf. Hy sê, God, wat die saad geskap om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrywilligheid 'n ryk oesdag oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Of dit materiële dinge is wat ons moet gee, of dit liefde, of vergewensgesindheid, of wat dit ook al is, wat die Here van ons vra. Hy sê, as ons dit deel met ander mense, dan beloof hy dat ons sal sien hoe dat hy voorsien dat ons altyd genoeg daarvan sal hê om te kan uitdeel. Broers en susters, dis by die aanskouing van hoe dat die Here voorsien wat 'n mens of wat hierdie vrede en berusting as het ware net nog verder gevestig en gedei. As 'n mens sien dat die Here nie net eenmaal vrede gegee het, maar dat hy dit, wanneer jy hom gehoorsaam is en doen soos hy van jou vra, hoe dat hy dit net nog meer en meer maak, sodat 'n mens inderdaad dan op 'n punt kan kom waar 'n mens vrede met die lewe kan maak, waar 'n mens berusting kan hê in die wete dat jy in God se hand is en dat hy voorsien. So 'n lewenshouding is nie net selfverrykend nie, broers en susters. Dit is ook 'n aangename geur vir God. Dit is 'n gawe wat vir hom aanneemlik en welgevallig is. Dit maak nie net mense bly nie. Dit maak nie net vir ons gelukkig nie. God self is daarvoor verheug. Daarom kan ons die Here dankie sê as hy mense tot die punt bring en ons voorreg
om dan ook sulke mense te ken. Mag hulle lewe voorbeeld dan ook vir ons opnuut inspireer om die Here te vertrou. Kom ons bid. Here Jesus, ons wil kom dankie sê, nie om mense te verheerlik, maar dankie sê, omdat U vir ons in en deur mense wys, dat ons U maar kan glo en gehoorsaam. Dankie vir U oneindige geduld en liefde met ons. Dankie vir al die moeite wat U doen, om vir ons deur verskillende omstandighede te lei en te vorm, om daardie mens te word, wat ons nie van nature is. Daarom bid ons ook in hierdie oggend, Here, gee vir ons wat ons nie het nie. Dankie vir iemand wat U vir so lank gespaar het en begenadig het om 'n voorbeeld vir ons te wees. Dankie vir alles wat sy gedoen het, vir haar kinders, kleinkinders, maar ook in die gemeente en in die gemeenskap. Wil U ook haar nagedagtenis, die werk van haar hande, ryklik seën. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die tweede ding wat ek daar met laai het. Hy stem op mekaar bindel, nummer 36, al twee verse, maar ons wil die Here vra om ook nou ons hande te vat en ons so tot liefde aan te spoor. Die genade om ons oë oop te maak. Dit kan insien as die volle saak wat die Here van ons vra. Sing ons mekaar die 36 af by die vers. Here, ons wil nou bid dat U ons sal seën en beskerm, dat U tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees, dat U ons gebede sal verhoor en aan ons U vrede sal gee. Amen.
gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here Jesus, as ons dit so saam bely, dan wil ons opnuut kom erken en ons hand in U hand plaas en bid dat U vir ons nie net in die lewe nie, maar ook in die lewe hierna sal lei. Dankie dat U ons ook geleer het, dat as ons aan U hand is, dan mag ons ook vir ons dagse brood by U kom vra. En daarom wil ek dan in die besonder vir hulle as familie vanoggend aan U opdra en vra dat U wat na ons toe gekom het, as die trooster, dat U deur U Heilige Gees dan ook so U hand op hulle sal lê, dat hulle sal weet, U is nog altyd by hulle. Dat U ook vir hulle die troos, die berusting en die vrede in hulle harte sal gee. Dankie dat ons vir mekaar mag bid. Dankie dat ons versterk kan word uit die voorbeeld van mense. Dankie dat ons dan ook gelowig die pad vorentoe kan gaan. Wil U vir almal van ons, maar in die besonder vir hulle as familie, onderneem in hierdie dae. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Namens die familie wil ek net baie dankie sê vir die kristene boodskap van vanoggend. Dit was 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van bemoediging, maar opreg van Heer. Nogmaals baie dankie. Ik heb nog maar blommetjes.